Dis vroegoggend en ek en Denver is weer in die kar op pad na 'n klein dorpie, McGregor. Dis so 2,5 ure se ry van Kaapstad en so 20 minute van Robertson. Ek hoor dis 'n pragtige plek. Die pad na McGregor neem jou deur van die mooiste natuurskoon in die Wes-Kaap. As ek so tussen die berge deurry, voel ek sommer trots op ons mooi land. McGregor lê nie op 'n hoofroete nie, en mens moet ver afdraai om by hom te kom. Hier moet seker baie gasteplase wees langs en op pad na hierdie dorpie toe. Ja, ek het gehoor, hier kom baie toeriste in die dorp in. En dis een van die dorpe waar jy moet beplan om met McGregor toe te gaan. Ons nader die dorpie en hier voor my is iets wat soos 'n stadspoort lyk. En dis hier aftrek. Ek dink is hier, ja. Dit is McGregor. McGregor, 1862. Ja. Soos 'n prentjie uit 'n ander wêreld uit, né? Dis pragtig. Voor ons enigiets doen, ry ons eers deur die dorp. Dis 'n goeie manier om jouself te oriënteer. Volgens ons navorsing beloof hierdie dorpie om interessant en fascinerend te wees. Kyk op regterkant daai groot teken teen die berg. Ja, sê McGregor. McGregor is piepklein, maar hier's glo baie om te sien en te doen. Kyk hierdie mooi ou huisie. Seker baie oud wees. Hier in McGregor is 2 skole, 'n laerskool en dan die Waldorf skool vir laerskool en hoërskoolleerdlinge. Crossing kinders, honde, katte en poue. Poue ook. Ja. Die dorp se hoofstraat is Voortrekkerstraat. Aan weerskante van die straat is daar restaurante, 'n paar klein winkeltjies. Dis 'n galery by linkerkant. Hier's 'n kunsgalery. Hier's 'n gastehuis aan die regterkant. Kyk, hier is Annalisa supermark. Oulik. Kyk, hier's McGregor se volstasie, net 2 pompe. En nog 'n supermark. En nog 'n supermark. Hier ry ons by die polisiestasie verby. Die toerismeburo op regterkant. Hier is die munisipale gebou, die ou hotel en die groot wit kerk wat mens al van ver af sien. Pragtige kerk. En die argitektuur is regtig iets uit 'n ander wêreld uit en dit lyk of die geboue so goed bewaar is. En dis wat die plek so pragtig maak. Ja. En hier's nog 'n pragtige Victoriaanse tipe boustyl. Ons draai af met 'n dwarsstraat en ry tussen die huise in. Hierdie is nou regtig soos 'n klein dorpie behoort te wees. 'n Paar teerstrate, maar ook 'n paar lekker stofstrate. Kyk hier op linkerkant is 'n druiwewingerd. Wingerd reg in die middel van die dorp. Dit val mense op dat baie van die huise in dieselfde styl gebou is. En dit gee 'n unieke karakter aan die dorp. Dit sal hom lekker wees om elke oggend met 'n berg in jou voorgrond wakker te word. Ag, So mooi dit te moet neem. lieflik wees. Die dorp blyk heel geïntegreerd, né? Hier's nie aparte woonbuurte nie. Dis een dorp. Ja. Waar dink jy gaan ons stop? Kom ons stop maar by die kerk. Dis 'n groot baken in die dorp. Nou van daar af kan ons stap. Ja. Dis 'n pragtige kerk, né? Ons gaan mekaar vanaand hier op die hoek kry en by 'n restaurant net om die draai ietsie eet. Geniet jou dag. Ja, nee hoor. As ons begin stap, dan kom jy agter dis regtig stil en rustig. Daar's nie eintlik verkeer om van te praat nie. My eerste afspraak is by Helene Shand in Tindelstraat en sy gaan vir my 'n sjokoladepudding resep wys. Hallo Alma, welkom. Wat 'n pragtige kombuis. Hier gaan mens lang ure kan sit en gesels. En hier staan alles reg vir die sjokoladepudding. Sjoe, wat het ons alles nodig? Wel, ons het hier so het ek alles uitgesit. Daar's 2 koppies suiker, daar's 'n halwe koppie water en 'n derde koppie sherry, net 1 koppie meel, 250 gram botter, 2 teelepels vanilla en die geel van 4 eiers, wit van 4 eiers en die kakao, 4 groot eetlepels kakao en 'n knypie sout. Okay, maar nou moet ons hierdie pudding begin maak. Dit lyk vir my nogal asof dit ingewikkeld kan wees. Ons sit die Suiker suiker in, en die water en die sherry. sherry en die kakao, 4 groot eetlepels kakao. Wat doen ons nou hiermee? Nou gaan ons hiervan 'n stroopie maak. Op die stoof. Op die stoof. Ja. Hierdie moet nou geroer word en so tot dit by kookpunt kom en dan gaan ons die botter insit. Dan smel die botter daarin. Maar ek sal vir jou roer terwyl jy die botter kry. Okay, dankie.
Elaine, jy lyk vir my nou so 'n kenner agter die kospotte. Is dit iets wat jy al lank doen? Ja, ek het 10 jaar lang gastehuis gehad en ek het al die kos daar gedoen. Hoe lekker, en bly jy nog altyd hier in McGregor? Ja, al die jare. 27 jaar lank nou op McGregor. Ja. Ek dink ons moet dit so 'n bietjie laat afkoel nou. Kom ons bring dit oor hier na die tafel toe. Nie brand nie. Dan gaan ons nou die eiers klits met die vanilla. Nou gaan ek die vanilla byklits. En ek knip die sout. Hoekom is dit belangrik dat die eierwit en die eiergeel geskei moet wees? Dan gaan dit lig En dit en pofferig lig maak? insit, ja. Goed. Dit lyk nou goed. En nou die volgende stap hier is om 'n koppie vol van hierdie mengsel een kant te kry. Want ons gaan dit agterna bo oor die pudding strooi. Hier is nou seker 'n bietjie afgekoel. Wat gebeur volgende? Volgende gaan ons nou die eierwitte styf klits. Kom eens kyk, kan jy dit al op jou kop Ja, sit? sy. Ek dink ons moet dit eers op jou kop probeer. Meel moet hier ingaan nou, so ek wil weer die servier hê. Lekker, hy begin nou karakter kry. Nou gaan ons hierdie stywe eierwitte hier deurroer en dit invou, versigtig invou. Dit lyk vir my die geheim van hierdie resep is om die eierwit baie versigtig in te vou sodat daar genoeg lug in is. Dis die lewe. Jy kan proe hoe lekker is dit. Dis so lekker. Ek sal die bak sommer net so leeg eet sonder enigiets by dit. Ek het nou hierdie pannetjie met kleef goed gespuit, laat hy nie vassit nie. Ja. En die oond is aan op 180. En so ons kan hom nou insit. Ja, sy. Kyk net Ja, daar. sy. Hoe lank gaan hy nou in die oond wees? Kyk net hoe mooi is hy. 35 minute. So min of meer. Jy moet maar self toets. Ja. Daar is hy. Dis gedoen. Wat is hierdie? Daar is die suurtjies. Suurtjies. Ja, Wat dit- is suurtjies? Suurtjies is appelkoosies. Dit is so sousie wat van appelsieder asyn en suiker. En dan kry jy hierdie appelkoosie wat so sterk amandelgeur het. En wat uit die pitte uitkom. Ons hoef nou seker nie 35 minute te wag nie. Nee, ek het natuurlik 'n klaar een. Hy's net hier agter. Kyk hoe mooi lyk hy. Daar is hy. Elaine, dis pragtig. Mag ek proe? Natuurlik. Die blink van daai sousie lê Ja. so bo op hom. Ek hou vir jou vas. Dankie. Jy moet ook aan jou eie pudding proe. Ek moet natuurlik. Dis die suurappelkoosies uit die omgewing wat hierdie 'n unieke McGregor gereg Kan maak. jy proe hoe lekker Dit werk is so dit? goed by die sjokolade. Ja. Dankie, Elaine. Dis 'n interessante resep en die kombinasie van die suur en die soet maak dit 'n unieke gereg. Wat 'n heerlike sjokoladepudding. Die resep is op ons webwerf www.mooiloop.tv of op ons Facebookblad. Jy gaan nie spyt wees nie. Hier staan ek in die hoofstraat van McGregor, aan die boppunt van die dorp, naby die ingang. Dis Voortrekkerstraat. Dis die ingang en uitgang van die dorp. As jy soontoe ry, dan ry jy Robertson toe en dan is daar 'n grondpad Bonnievale toe. Dis hier in die hoofstraat waar al die winkels is, gallerye en restaurante. My eerste afspraak is by die Village Plaasstaal, waar ek vir Annelien van der Kolf gaan ontmoet. Mense, dit is 'n groot winkel in so 'n klein dorpie. My oog vang die olyfprodukte. Hallo, Denver. Annelien. Yes. Hallo. Welkom hier op McGregor en Baie dankie. Villagers. Een van die redes hoekom ek hierna gekom het, is oor julle olywe. Wat maak julle alles met dit? Kom, laat ons na die proettafel toe gaan. Ons maak so.
Sjoe, wat het ons hier? Waar begin 'n mens? Jong, ek dink ons moet by my spesialiteitsprodukte begin. En dit is wat dit is jy die olyf en gemmermarmelade en Oké. die gedroogde olyfpatee. oké. Probeer eers so 'n bietjie en dan kan ek jou so 'n bietjie inlig. Alright, Daai ek gaan olyf hier en begin. gemmermarmelade sit ons oor 'n briekasie of 'n kamberby saam met soutbeskuitjies Klink lekker. Ja, dis 'n verskriklike veelsidige produk. Hy's soet. Ja, jy kan nie dink dat 'n olyf so lekker is as hy Ja, soet is. dis baie lekker. Ja. En die een is? Dit is 'n gedroogde olyfpatee wat heerlik is as jy byvoorbeeld 'n hoenderborsie vas en Ja. vat en jy sny hom oop en jy stop hom daarmee. En jy draai spek rondom en jy bak hom in die oond. Dan het jy 'n letterlik 'n gourmet gereg. Wie het nou gedink dat 'n eenvoudige olyf so kan smaak? Annelien vertel my van 'n legendariese carnivore burger en sy bestel sommer vir my een. Ons gaan 'n bietjie sit en gesels. Terwyl ons vir die kos wag. Wat is hierdie? Jong, dit is een van ons passies. Dis 'n gehoute rooi druiwesap waar ons die regte rooi cultivars gebruik. Hoe smaak hy? Kan ons hom proe? Ja, maak Ja, ek kan hom oopmaak. Skink vir ons. So hy's so diep pers, rooi. Cheers man. Dis hy. Geniet hom. Dit gaan jou lewe verander. Die sap is dik, maar smaaklik en geurig. Ek het nog nooit so iets geproe nie. Vir my. Hierdie voedsel. Ja, so my baie dankie. Wow. Oh, hierdie burger lyk na 'n meneer. Terwyl ek hier dan gaan smil. Ek hoor jy sing ook. Ja, ek is mal oor geluide maak. So. Okay. Ek het 3 klein kinders wat altyd saam met my sing. Hulle maak saam met my liedjies, so hulle gaan saam met my sing. Nee, okay. Is dit okay? Ja, nee, reg. Wat 'n lekker bord kos, gemaak vir 'n carnivore soos ek. Soos Julie Andrews van Sound of Music gaan staan Annelien daar met 'n paar kinders. Hulle is noodvas en harmonieer pragtig. Dis nou iets spesiaal. 'n Wonderlike burger en 'n lewendige uitvoering. Een ding wat 'n mens nogal baie sien in die dorp is hierdie besonderse mure. Dis leiklip wat met die hand gepak word sonder sement. Dis pragtig en natuurlik. Ek het gelees dat hier iemand in die dorp is met 'n unieke houtbussie. Ek het gereël om die eienaar te ontmoet. My afspraak is met AB Page in Buitekantstraat. AB, hallo. Welkom. Baie dankie. Wat 'n unieke houtvoertuig staan nou hierso. Ek het in 2002 koop ek die ou bakkie as Isuzu 1976. Sjoe. Op die TV was die kinderprogram van Ja. Pumpkin Patch. Ja? En op Pumpkin Patch heb je altijd gezien die houtbakkie waar die kindertjies mee so binne in hy kinderprogram speel. Ja. Dus eendag wil ek die houtbakkie net so maak, ja. En jy het dit reg gekry. Dit was amazing, man. Die dag toe ek die bakkie, ek het hom hier gedoen, onder die Ja. afdak. Ja. Ek het die deure toegemaak. Toen 4 dae daarna, toe kom die bakkie uit, toe kom die bakkie so uit. En toe ek met hom hier uittrek, dus die hele pad vol kinders. Ag, Sover ek gery met die bakkie, het die mense en die kinders agter die bakkie aangehardloop. Nog nooit zoiets gezien nie, wat op wiele loop met 'n engine in. maar jy was in die bou besig gewees. Ek is baie kundig. Ek kan Ja. bou. Ek bedoel, my job wat ek doen is 'n skreenwerker, maar ek was 'n Ja. groot bouer in Ja. die dorp vir baie jare. So jy het 'n baie goeie kennis oor strukture en boustyle en die argitektuur van die dorp. Baie. Gewys my asseblief. Nou kom ek gaan wys jou die dorp. Ek sit sommer voor by AB dat ons bietjie kan gesels. O, en hier's nog 'n kussentjie reg gesit vir my. Ja, spesifiek net vir jou. Spesiaal net vir jou. My geveltjies op die huis. Ja, dit is my voorouers se huis. Regtig? Ja, dis nou 'n ander familie wat hier bly, maar hulle is ook buite. Ja.
Terwyl ons so deur die strate ry, wys AB 'n hele paar huise uit wat hy self gebou het en hy gee my brokkies oor die interessante argitektuur. Die huise word baie gebou asof dit al reeds baie jare staan. dis definitief in dieselfde styl. Hetzelfde, dat moet. Anders dan word die plan nie goed verkeerd. Ja. Hierdie na die bus se engine dreun so, ons kan mekaar skaars hoor en ons stop gereeld om 'n woord te wissel. Ja, dis Dis 'n mooi dorp, nee. baie mooi dorp, né? Wat dink jy van McGregor se mense? McGregor se mense is 'n groep mense wat baie na aan mekaar leef. Hulle is liefdevol, hulle verstaan mekaar omdat ons almal mekaar ken van huis tot huis. Ja. En wat sê jy moes seker nou al baie interessante karakters hierso agter op hierdie bakkie gehad het. Ja, beslis. Ek het baie troue gery met hom. Ek het toeriste baie gery. En selfs mense uit Swede het al gekom om op hom te ry. Spesiaal om op hom te ry. Ja. Hey, kom ons ry nog 'n bietjie verder. Nou maar goed, kom ons klim aan. Kom ons stop sommer hierso, Ivy. Wat dink jy? Waar? Ooh, dis 'n mooi huis. Ja. Hierdie huis lyk regtig oud. Dis 'n baie mooi Victoriaanse huis. Hy het baie karakter, hy is al 'n paar keer gerestaureer, maar behou sy styl. Hier's nog al 'n paar Victoriaanse huise in die Een dorp. paar Victoriaanse huise hier in die dorp, wat baie na in dieselfde lyk. Ja. Ivy, jy het nou gesê jy's gebore in hierdie dorp. Dis jou mense. Ons moet jou hier wegdra as ons jou hier wil uit hê. Ja. Hoe was dit om hier groot te word? Maar dit was lekker. Nee, in McGregor is dit so dat is so baie vir mense om te doen. Al lyk dit asof die dorp dood is. Dit was nou 'n heerlike, unieke ervaring. 'n Rit deur die dorp in 'n houtkar. Ek het gehoor van die uilman van McGregor, die kunstenaar Fabian Small, en ek het gereël om hom te ontmoet. Hy klink na 'n baie interessante man. Kan jy wag om jou kunst te sien nie? Nee, ek sal vir jou nou wys. Ons gaan kyk. Sjoe, hierdie reuse kunswerke van Fabian is regtig indrukwekkend. Fabian, ek hoor jou werk is oral in die dorp. Oral in die dorp, ja. Winkels, plekke waar jy kan gaan eet soos restaurante. Hulle sê jy is die uilman van die dorp. Hoekom? Omdat ek in McGregor gekom het, het ek net eile gemaak. En so my vriende, familie en mense en toeriste ook my geken as die uilman. As hulle gevra het, waar is die uilman, dan het hulle gou geweet waar om vir Fabian te kry vir my nou. Maar hoe kom jy dan met eile begin? Omdat waar ek groot geraak het op New Bethesda het ek net eile gemaak. So jy was geïnspireer deur Ellen Martens? Ja. Ja? En daarvan af het my liefde ook van 8 jaar oud af begin om beelde te maak. En toe kom ek McGregor toe 2004. Het is 'n klein dorpie, maar daar is baie werk vir my in McGregor self. En wat so goed maak jy alles? Ek het hierdie 2 beelde hier in McGregor begin. En ja, ek maak San-Josephus, eile, meerminne, you name it, en jy kry dit van my af van McGregor. Dan kan jy vir my wys hoe jy dit doen? Ja, ek is nou reeds besig daar met 'n beeld wat ek gaan maak, 'n uil. Okay, nou kom wys my. Nee, dis Dankie. Fabian begin om die raamwerk met sement te smeer. Hy sit koerantpapier aan die binnekant om die water uit die sement te trek. Nadat Fabian die lyfie gesmeer het, begin hy met die kop. Hy pak laag na laag sement op mekaar. Dis amper soos toorkuns. Uit sement toer Fabian 'n uil op. Dis duidelik dat dit nie die eerste uil is wat Fabian maak nie. Hy breek 2 bottels stikkend en gebruik die onderkant vir die uil se oë. Ek vat 'n bietjie sement teen die kante op, maar nie aan die binnekant nie. As jy die papiere binne en uitgehaal het, as jy 'n lig gaan onder insit, moet dit deur hierdie glas skyn. So En daar is hy. Kan jy nou meer? Hier is 'n tipiese New Bethesda uil. En dis dit. ja, hy's nou klaar. So ek gaan net môreoggend sy oë insit en dan is hy klaar. Ek kan sien hoekom Fabian se uile so gewild is. Dit praat met 'n mens. Wow. Hy's 'n kunstenaar, hy's 'n entrepreneur en hy's McGregor se uilman. My volgende afspraak is by Millstone Pottery, een van die bakens in die dorp. En ek het gereël om daar te gaan inloer. Hallo, Hi. Paul. Hi, how do you do? Hi. Would you like to join the class? Asseblief. Hallo julle. Hallo. Ek is Elma. Ek is Romina, Hester, ek is Lucia, Lies. Ek is bly om julle te ontmoet en ek is bly dat ek hierdie spesiale klas saam met julle kan bywoon.
vandag se klas met julle wil doen is om kleiosse te maak. Vat so 'n klein stukkie, nie te groot. Maak 'n bolletjie en dan trek die bene uit en dan druk jy die pens dat hy miskien kan staan. En dan kan jy met die kop begin. As hy horings het, dan kan jy met die horings 'n bietjie speel. Gee hom 'n bietjie karakter. Maar wat doen jy as hy soos 'n gebreklike hondjie lyk? Dit's 'n vreemde gevoel. En nie so maklik soos wat dit lyk nie. Daai stukkie klei, hy het 40% vog in hom. Hoe langer jy werk, hy sal sy vorm hou, want jy trek die water uit en jy los die klei daar. So ek gee altyd die klei 'n bietjie kans om te rus. En dan as ek terug by hom kom, dan is hy 'n bietjie harder en dan kan ek meer detail insit. Rowena, hoe is dit vir jou om hierdie klas by te woon? Dit is fantasties, baie lekker en gee ook 'n idee om 'n bietjie jou gedagtes vrye teels te gee. Ja, want jy begin met niks. Ja, en ek het met niks begin en my eindresultaat dit lyk daarom na 'n hondjie, of dit lyk na 'n varkie, maar ons sal kyk na die einde van die dag wat is dit regtig. Hester, hoe gaan dit daar met jou skepping? Die bokant hou ek nogal van, maar die pote is massief. Dit lyk meer soos olifantvoete. Miskien is daar 'n baie dieper betekenis in jou beeldjie. Miskien, ja. Wat het jou in McGregor gebring? Ek het hier kom bietjie vakansie hou Ja. en toe die dorp ontdek. Ek hoor baie mense sê as hulle hier inry, dan weet hulle. So Rochelle, hoe lank is jy al in McGregor? Ek bly nou al my lewe lank al in McGregor. Jy's gelukkig. Maar kyk julle, myne is besig om nou mooi vorm aan te neem. Hierdie drom, dit is 'n terracotta klei. So 'n mens kan 'n beeldjie vat en miskien net so vashou en dan kan jy hom in die mengsel in. En dis ook nog 'n manier om 'n bietjie vog by te sit dat jy bietjie kan nog aangaan met die vingerwerk. Dit lyk nou interessant. In en uit. Kyk hoe mooi lyk hy. Hy het nou sommer persoonlikheid. Ja, Dis hoe my poging lyk. Ek kan verstaan hoekom mense van pottebakkery hou. Want as jy so met die klei begin werk, fokus jy net daarop en jy vergeet van alles rondom jou. Paul se pottery is nie net gewild in Suid-Afrika nie, maar veral oor see. En baie van die buitelanders kom haal dit sommer self hier in McGregor. My eerste dag op McGregor was regtig vir my 'n verrassing, want hier's geen groot winkels of dinge wat jou aandag aflei nie. Dis asof jy in 'n vorige eeu instap. Om so deur die strate te stap is regtig 'n goeie manier om 'n dorpie van nader te leer ken. Toe ek die dorpie ingery het, toe is dit asof die dorpie sê, "Waar was jy die hele tyd?" Mense sê McGregor is 'n plek waar die tyd gaan stil staan. Ek was skepties daaroor, maar dis regtig so. Op ons eerste dag in McGregor. Ek is so bly ons is nog 'n dag hier. Ek ook. Ons sê totsiens tot die volgende keer. Selfde tyd, selfde plek. Mooi loop. Tranquility Base here. The Eagle has landed.